Daaglikse oordenking saam met my, ek is Rinus van Sandwyk van Sion in Parys. Vanmôre praat ons oor beproewings versterk jou geloof. Ek lees vir jou wat Petrus vir ons skryf in 1 Petrus 1 vers 7. Die doel van die beproewing is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets soos goud met vuur getoets en daardeur gesuiwer word. En onthou, julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat vergaan. As die toetse die egtheid van julle geloof uitwys, loop dit uit op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word. In Bybeltye, wanneer 'n man iets van fyn goud wou maak, het hy die gouderts aan so intense hitte onderwerp, dat al die onsuiverhede sou uitbrand. En die goudsmid sou weet dat die werk klaar was, wanneer hy die weerkaatsing van sy eie gesig in die vloeibare goud kon sien. Dieselfde geld vir ons. Die Here sê, ek het groot planne vir jou, reuse planne. Nie net vir hierdie lewe nie, maar vir die ewigheid. En daarom het ek dalk die hitte 'n bietjie opdraai om die onsuiverhede uit te werk, maar my hand is op die termostaat. Ek weet presies wat ek doen. En alhoewel dit op die oomblik dalk nie maklik is nie, sal jy my bedank vir die volgende miljard jaar wat kom, want wat ek soek, is om die weerkaatsing van my gesig in jou lewe te sien. God wil nie sy weerkaatsing in ons lewe sien, omdat hy op 'n soort ego-trip is nie, maar omdat hy weet dat, alhoewel ons dit nie dalk besef nie, ons eintlik soos hy wil wees. Maar daar is dinge in ons lewens wat verhoed, dat dit gebeur. So die manier waarop hy met ons handel, is om die hitte bietjie op te draai, sodat ons sterker in geloof en meer soos die Here uit die vuur sal kom. Jy moet eerder juig oor moeilikheid, as om te rebelleer. Want jy moet dit as 'n suiweringsproses sien, wat wonderlike dinge in jou lewe gaan teweegbring. Verdrukking bewerk geduld. Want wanneer jy deur moeilikheid gaan, is daar nie veel wat jy kan doen behalwe om te wag vir die meester goudsmid om die proses te voltooi nie. Geduld bewerk weer ervaring, terwyl ons leer dat God werklik weet wat hy doen. En ervaring bewerk hoop, die absolute verwagting dat die goeie sal kom. Môre kuier ons verder. Amen.